Die storm. Ons lees Handelinge 27 vers 1 tot 17. Paulus is baie opgewonde. Nie alleen het Lukas na Caesarea toe gekom om by hom te wees nie, maar die tyd van sy vertrek na Rome het uiteindelik aangebreek. Hy gaan nou wel as 'n gevangene, maar daar is nie 'n sweempie van vrees by Paulus nie. Paulus en 'n paar ander gevangenes word in die sorg gelaat van Julius, 'n offisier van die keiserlike regiment. Paulus word vergesel van 2 vriende op sy seevaart na Rome, Lukas en Aristarchus. Die skip neem hulle na Myra in Lycia, maar in plaas van om reguit na Myra te vaar, seil hulle met 'n groot ompad al met die kus langs om die noordwestelike eiland van die weste van die eiland Cyprus. Die rede is dat seevaart in daai jare bitter gevaarlik was en hulle moes probeer om so ver moontlik in beskutte water en relatief naby die kus te bly vir ingeval die skip sou sink. Hulle doen by die hawe in Sidon aan en die offisier gee vir Paulus die vryheid om sy vriende, die gelowiges van die stad, te gaan besoek. Met hulle vertrek uit Sidon begin die probleme. 'n Sterk westelike herfswind maak dit moeilik vir hulle en hulle moet in die beskutting van Cyprus vaar. Maar wanneer hulle om Cyprus is, kry hulle die wind letterlik van voor en hulle vordering is maar stadig. Uiteindelik kom hulle tog veilig in Myra aan. Daar gaan hulle aan boord van 'n ander skip, een van die talle skepe wat in die graanhandel tussen Alexandrië en Rome vaar. Van Myra af vaar hulle wes na Knidus, maar die wind raak al sterker en sterker en die 200 kilometer reis neem hulle etlike dae. Die kaptein is genoodsaak om by Knidus anker te gooi en eers te wag dat die wind bedaar. Maar die wind bedaar nie en die kaptein raak ongeduldig, wat in Rome wag hulle op sy vrag. Dan besluit hy om tog maar te seil. Maar in plaas daarvan om wes te vaar na Rome, kies hy koers suid om die beskutte kant van die eiland Kreta. Na groot gesukkel kom hulle by mooi hawens aan, een van Kreta se hawens. Die byna stormsterkte wind teen hulle het veroorsaak dat hulle nou al tyd verloor het. Nou het die gevaarlike tyd van die jaar vir seevaart aangebreek. Die kaptein is egter ongeduldig en tot Paulus se groot ontsteltenis begin hy gereed maak om verder te vaar. Paulus het nou al 'n paar keer beleef dat sy skip sink en hy weet presies wat om te verwag. Hy gaan pleit by die Romeinse offisier om vir die kaptein te vra om asseblief nie verder te vaar nie. Dis uiters gevaarlik en ons gaan nie net die vrag verloor nie, maar menselewens gaan 'n gevaar wees. Ag, wat weet daai landrot nou van skeepsvaart? Die kaptein is sommer omgekrap. Ek waarborg julle, dis veilig. En daarmee trek die Romein sy skouers op en laat die kaptein begaan. In elk geval is mooi hawens nie werklik geskik om te oorwinter nie. Phoenix, 'n hawe so wat 80 kilometer verder aan die weste kant van Kreta, is baie beter proposisie. En die kaptein stem in om daarheen te vaar. Die noordweste wind het nou gaan lê en nou waai daar net so 'n ligte bries uit die suide. Lig anker, blaf die kaptein, en die seemanne spaander in alle rigtings om die skip uit die hawe te kry. Paulus skud net sy kop. Hier kom groot moeilikheid. En dan word al Paulus se vrese waar. Skielik draai die suidebriesie noordoos en dan weet Paulus sommer dat dit baie slegte nuus is, want dit
is die begin van die gevreesde Eurachilon, die noordoos-stormwind, wat al menige skip laat vergaan het. Dit is ook nie lank nie of die wind bereik stormsterkte en dit dryf hulle totaal van koers af. Die reddingsbootjie wat in 'n tou agter die skip aangesleep word, is binne minute propvol water en die manne sien hoe dat hulle enigste redding besig is om te sink. Dan tref 'n klein gelukkie hulle wanneer hulle 'n klein eilandjie met die naam Cauda opduik. Vir 'n kort rukkie beleef hulle effense kalmte. Nou kan hulle dalk probeer om ten minste hulle reddingsbootjie te red. Met groot moeite sleep hulle die bootjie nader. Hulle skep die water uit en hys dit aan boord. Die geweld van die storm slinger die skip heen en weer en Paulus kan hoor hoe dat die vaartuig kreun en kraak soos die woeste golwe dit verwring. Hier in die relatiewe kalmte van Cauda kan hulle dalk ook iets daaraan doen. Bind toue om die buik, skree die kaptein bo die geweld van die storm uit. Hierdie is nie 'n maklike taak nie, veral nie in hierdie woeste water nie. Dit moet egter gedoen word, anders gaan die branders die skip uitmekaar ruk. Skaars is hulle klaar met hulle taak of die volle geweld van die storm tref hulle weer. Teen hierdie tyd word die skip teen 'n verbuisterende vaart weg van die land af gedryf. Matrose gooi die dryfanker uit om die spoed te probeer verminder. Dit help nie veel nie. Hierdie gaan in 'n ramp eindig. Alles dui daarop. En gaan Paulus en sy reisgenote die ramp ooit oorleef? Daaroor sal ons DV môre gesels. Nou kan ons eers bid. Here, dankie vir u woord wat so ryk is. Nie alleen leer jy ons daarin van u liefde en genade nie, maar daar is ook wonderlike spanningsverhale en liefdesverhale en veel meer. Amen.